Hallo daar, en welkom, ons is by Johannes 18. Jy saam met ons reis tot op Here, dan weet jy dat ons is nou by die oomblik, daai donderdag aand waar Jesus gevange geneem is, waar hy voor Annas verskyn het, en Annas gaan hom nou ondervra. Verlede keer het ons gesien dat hierdie eerste oomblik waar Jesus ingeneem word Johannes toegelaat om in te kom, maar Petrus moet buite bly, en dan gaan Johannes, dan gaan haal hy vir Petrus en sê, maar hy kan inkom, en dan gaan staan Petrus by die ander wagte, en om homself warm maak. En die diensmeisie wat na hom toe kom en sê, hoorie, maar is jy nie een van hulle nie? En Petrus wat sê, maar ek is nie. Ek is nie een van hulle nie. So op die eerste aand van ontkenning, Jesus gevange, Johannes naby hom, gaan ons nou verder stap. Jesus wat aktief deelneem in die verhoor, in die proses, alles tot op Here. Die lig vir die wêreld, wat in hierdie donker aand onregverdiglik en onwettig verhoor word. Dankie Here Jesus, dat ons 'n regverdige Here het, wat ons geregverdig verklaar. U is die Here wat op hierdie aand u lewe gegee het, u self oorgegee het, om in 'n proses van deel te wees, wat uiteindelik daartoe sou lei, dat u die lydensbeker aan die kruis sou drink, dat u verhoog sou word, op 'n manier wat die wêreld nooit sou kon uitdink nie, of kon wonder oor nie, of kon verwag het nie, en tog die grootste oomblik van oorwinning wat voor sou lê. Op hierdie aand, neem ons asseblief verder deur die Gees, dat ons sal dink, en sal meeleef, ja, kom raak ons harte aan, en trek ons in, dat ons met hierdie karakters, waarmee ons baie keer so identifiseer, dat ons saam met hulle kan stap, en kan voel, en kan beleef, maar meer nog, ons oog op U, die ware vors, die ware leidsman, die ware Here. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Die hoëpriester, dis nou Annas, wat natuurlik na Jesus geluister het, hy probeer Jesus ondervra, het Jesus toe ondervra oor sy disippels, en oor sy leer. Jy mag nie iemand onwettiglik verhoor het nie. En tog het hulle hierdie gereël, daar in die donker, waarskynlik in die vroeë oggendure. Jesus het hom geantwoord, ek het in die openbaar met mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar gekom het. En ek het niks in die geheim gesê nie. Hierdie geheime verhoor in die donker, het Annas nou in die posisie waar hy sy eie mag gebruik en misbruik, om te probeer fout vind met Jesus, om hom te probeer vastrek met vrae. En Jesus sê vir hom, wat alles in die geheim doen, teenoor jou staan die lig. Ek het niks in die geheim gedoen nie, maar hier is die mooi. Met ander woorde, jy weet wat ek geleer het. Jy weet, want jy het gehoor. En raai wat, in hierdie onregverdige verhoor, ek het reeds getuies wat klaar gehoor het oor my. So eintlik sou die beginsel van Nikodemus van Johannes 7 hier moes geld. Jy moet eers die getuies inneem, voordat jy die beskuldigde ondervra. Jy moet eers na hulle luister. Maar nee, hierdie is alles onwettig. Jesus wat deursigtig is, en Annas wat gesluier is. Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Jesus in hierdie hofsitting, onthou, ons het gesê dat Johannes praat in beeldryke taal, piktografiese teologie, soos Prof Jan van der Walt dit noem. Nee, hy praat familietaal, en dan praat hy ook die taal van die hof, die getuies en die beskuldigings, want uiteindelik loop dit uit op hierdie hofsitting, hierdie onregverdige sitting, in die onregverdige tyd. En Jesus sê, bring die getuies in, dit sal die regte manier wees om te doen. Toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daar bygestaan het, omgeklap en gesê, antwoord jy die hoëpriester so? Nou, om iemand te klap in die openbaar, was beledigend gewees. In hierdie geval, verskriklik beledigend. Jesus is geboei en gevange. Hy sê net vir hulle wat hulle regtig moet doen. Maar wat bring waarheid in jou en my lewe? Hoe reageer mense gewoonlik as hulle waarheid hoor? Met aggressie. Jesus wys op hulle fout, en hierdie wag tree in, asof hy die eer van die hoëpriester, wat nie eerwaardig is nie, verdedig. Nou klap hy Jesus met 'n beledigende wyse, om die eer van Jesus af te trek. Jesus wat gesê het, as iemand jou klap, dan draai jy die wang. Is die een wat dit ook nou leef. Hoor wat sê hy? Jesus sê toe vir hom, as wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat was verkeerd.
Maar as dit reg was, waarom slaan jy my? Jesus is vol genade en waarheid, Johannes 1 vers 14. Dis sy doxa so, sy heerlikheid, né? Vol genade en waarheid. Wat jy nou gedoen het, is nie reg nie. Dit was nie verkeerd wat ek gesê het nie. Annas het hom toe geboei en na die hoëpriester Kajafas toe gestuur. Wettiglik impliseer dit en Annas het hom nie skuldig bevind nie, want hy het hom met geen klagstaat gestuur nie. So die eerste sitting waarin Jesus was, word hy onskuldig verklaar deur Annas se optrede. So hy boei vir Jesus wat homself vrywilliglik gee, en nou gaan hy na Kajafas toe. Die volgende gesprek tussen Jesus en Kajafas is nie opgeteken deur Johannes nie. Maar ek vermoed, Johannes 11 gee klaar vir ons die aanduiding van wat Kajafas sou besluit het. Onthou jy toe Kajafas gesê het, dis beter vir een mens om te sterwe as vir die hele volk om verlore te gaan of om te sterwe, nee, dis beter vir een mens, dat hy Johannes het toe gesê, hy het eintlik geprofeteer in daai tyd, maar dit was wat in sy hart geleef het. Hy het klaar Jesus skuldig bevind, hy het klaar 'n plan gehad om Jesus uit die weg te ruim. So Johannes teken dit nie aan nie. Nee, inteendeel neem hy ons terug na Petrus toe. So ons het die Annas gebeure, en nou het ons die Petrus gebeure. Petrus, onthou jy wat nou daar by die vuur gestaan het, en hom warm gemaak het, op hierdie aand toe sy hart ijskoud was, toe hy klaar vir die diensmeisie gesê het, ek ken hom nie. Simon Petrus het hom gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra toe vir hom, nou hierdie mense was die slawe en die soldate van die hoëpriesters en van die fariseërs en die priesterhoofde. Hulle vra toe vir hom, jy is tog nie ook een van die disippels nie? En hier ontken Petrus sy tweede keer, ek is nie. Hy sê nee, ek is nie. Maar sy glitterale uitspraak as 'n man van Betsaida, as 'n man uit Galilea, sal iets daarvan ontbloot het, van ek is een van daai groep, of ek kom van daai gebied af. Maar onmiddellik in hierdie tussenpause, as het ware van Jesus se verhore, hoor ons dat Petrus sê, ek ken hom nie. En Petrus is nie ver van Jesus af, op hierdie oomblik nie. Een van die hoëpriesters se slawe, die familie, wat familie was van die een oor wie Petrus se oor afgekap het, die familie met ander woorde van Malchus, sê toe, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? En die mooi hiervan is, dit bou die getuienis van wat daai aand gebeur het. So dis Malchus se familie wat daar was. Daar was tempelhoofde daar was fariseërs daar, priesterhoofde, daar was tempelsoldate, wagte daar gewees. Daar was die soldate van die Romeine. So daar was bitter baie mense op daai aand. En hoekom so baie mense om 'n vreedsame man gevange te neem? Want die moontlikheid was vir al daai ander wat in die Kidronspruit gebly het en oornag het vir die Paastyd, vir hulle om in opstand te kom. En daarom hierdie voorbereiding, nie waar nie? So hierdie persoon sê, ek was daar. Ek het gesien, jy was daar. Jy is een van hulle. En wat doen Petrus in hierdie oomblik? Petrus wat eers doen en dan dink. Hy het dit weer ontken. En net daarna het daar 'n haan gekraai. Die tydsaanduiding van hierdie oomblik word as volg verduidelik. Daar is 'n argument, 'n baie sterk argument, en waarskynlik omdat die ander evangelies dit ook so beskryf, dat dit 'n fisiese haan was. Nou in hierdie tyd van die jaar sou dit dus beteken, hier rondom 3:00 in die oggend. Daar is 'n ander beskrywing vir die haan het gekraai, en dit was wanneer die derde tempelwagtyd moes ruil, wanneer die derde deel van die aand was, vir die tempelwagte, vir die wagte van die nie die tempel nie, vir die Romeinse soldate om te wissel, vir die wagwisseling, die soldatewisseling, wat wag gestaan het, wat in die nag gewaak het, as het ware, sou 'n trompet geblaas het. En daai trompet wat sou blaas was 3:00 die oggend. So wanneer Jesus vir Petrus sou sê, die haan sou kraai, het Jesus geweet hoe laat dit sou wees. Jesus het geweet wat voor lê. Hy het die fisiese tyd ook geweet vir hierdie oomblik. Kan jy jouself indink wat in Petrus se hart moes gebeur op hierdie oomblik? Hoe mooi sou dit nie wees dat Jesus vir hom wat 3 keer sê nee, 'n kans gee later om 3 keer te sê ja. So Petrus het ontken, en weer eens woorde wat Jesus voor die tyd gepraat het waar geword, want hy is die waarheid. En die haan het gekraai. Toe het hulle Jesus van Kajafas af, so die Kajafas verhoor word nie beskryf nie,
Maar van hier af word Jesus nou geneem na die wetlike kant toe, die regte posisie van mag, wat natuurlik die Romeinse regering was, want die gouverneur wat Jesus dan nou kon veroordeel, het hulle nodig gehad om hom te veroordeel, maar dit was nie in hulle mag nie. So hulle het Jesus van Caiaphas af na die amptswoning van die gouverneur toegebring. Dit is in 26 en 36 na Christus geskiedkundig bewys, was Pilatus die gouverneur gewees in Jerusalem. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Hierdie is so 'n groot beskrywing van die skynheiligheid van hierdie groep, van die Sanhedrin. Hulle is so skynheilig, dat hulle in die oggend, wanneer dit nou besig is om lig te word, wanneer ander hulle sou kon sien, was môre vroeg, tog net nie die amptswoning sou binne gaan nie. Hoekom? Want daar's bepaal dat wanneer jy die amptswoning sou betree van iemand wat nie 'n Jood is nie, gaan dit jou onrein maak. En as jy onrein is, kan jy vir 7 dae nie deelneem aan die gebruike van die Jode nie, want jy is onrein. Dit sou dus vir hulle beteken, jy kan nie deelneem aan die paasmaaltyd nie. Hoe ironies is dit nie? Hulle is besig om die paaslam letterlik te neem na sy offerplek toe, om hom op te offer. En in die mees onreinste daad ooit, is hulle skynheilig en wil hulle nie openbaar deur ander gesien word as godsdienstig, wil hulle tog hulle gewete net 'n bietjie sis. Hoe skynheilig is hulle nie? En hoe wreed is godsdiens nie? As jou verhouding met die Here nie reg is nie, en as jy nie glo in Jesus die Here nie, en as jy hom nie volg nie, kyk wat se dinge kan jy alles laat gebeur en kwytraak. So hulle het nie ingegaan nie. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? So hulle het 'n fisiese aanklag nodig. Hy het 'n aanklag nodig wat bewys dat Jesus skuldig is. Dis beteken dit, Annas kon Jesus nie skuldig bevind nie, en Caiaphas kon Jesus nie skuldig bevind nie. Wat 'n aanklag het jy nou? Dis ironies dat Pilatus dit vir hulle sou vra, want hoe het Judas dan toegang gehad tot die soldate van die Romeine? Sekerlik moes hulle vooraf gepraat het. So Pilatus wil net nou seker wees, wat is die aanklag? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Pilatus het sy soldate verskaf, so die persoon is nou hier voor hom, hulle sê hy is 'n misdadiger, maar hulle het geen bewyse nie. Wat weer eens kom sê, Jesus is as onskuldig vir Pilatus ingebring. Pilatus sê toe, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Dit beteken, daar was bepaalde magte gewees, wat die Jode gehad het, maar kyk net hoe wonderlik werk Jesus ook in hierdie proses, in sy plan, sy missie, hoe werk dit hier uit? Want onthou jy dat hulle op 'n stadium vir Jesus wou stenig, maar hy daar uitgestap, maar sien hy het gekom vir sy kroon, en sy kroon kom deur 'n kruis. Jesus veg nie met die swaard nie, hy veg met die kruis. Hy het gekom vir die kruis, en om gekruisig te word, was dit noodsaaklik dat Pilatus hom sou oorlewer, dat Pilatus hom sou veroordeel om gekruisig te word. So die Jode sê toe, ons mag niemand teregstel nie. Jesus het die kruis voorspel. Gaan kyk maar weer daar in Johannes 12 vers 31 tot 33, waar hy sê hy moet verhoog word. En Johannes het dit ook so verstaan. En wanneer die Jode dus sê, hulle kan hom nie teregstel nie, dan is dit nie op hulle manier nie. Die manier van teregstelling was om die vrees in te boesem by almal. En daarom Jesus se teregstelling, wat die Jode se plan was, en hulle sou dit kon oorgee, dat dit die Romeine was wat dit gedoen het. Dit het gebeur, hier sê Johannes dit nou in vers 32, sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het, toe hy aangedui het, op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan, en het Jesus geroep, en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Is jy die koning van die Jode? Aan die woorde, is jy die een met gesag? Want hulle sê, jy sê goed. So ek wil net weet, is jy 'n koning, en staan jou koningskap met ander woorde teen die mag van die Romeinse ryk? Jesus het hom geantwoord, vra jy dit uit u eie, of het ander dit vir u van my gesê? Wil jy regtig weet, of het jy agteraf stories gehoor? En natuurlik is die agteraf 'n beskrywing van die Jode se plan voor die tyd.
Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dis jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? Nou hier is die ironie in hierdie ondervraging. Weereens geen wettige klagstaat nie. So Jesus is onskuldig en Jesus is die koning. En tog kom gee hierdie koning sy lewe. So hier is die ondervraging, wat het jy gedoen? En dan sê Jesus vir hom, soos wat ons deurgaans in Johannes sien, ek is nie van hier nie. En ek is hier om mense deel te maak van my ryk wat nie van hier is nie. So een is nie 'n bedreiging vir jou fisies hier nie. Nee, is redding. Is deelneem van 'n ander koninkryk. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. My Basileia, my koninkryk. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Ek veg nie met die swaard nie, ek veg met die kruis. My onderdaan is nie hier vir dit nie. Maar Jesus kom sê vanuit 'n posisie van mag, vir die persoon op daai stadium wat die meeste mag in Jerusalem gehad het. Ek's nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos u sê, ek is 'n koning. Jesus sê ek is, en nou sê hy is die koning. Hy is 'n koning. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê, want die koning praat die waarheid. Nou, in die wêreld van die Bybel het die koning die oppergesag gehad in terme van getuienis. Sy getuienis het die swaarste geweeg. En as die koning sou praat, dan moet ander luister, né? En Jesus sê hy moet kom vertel. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Dit is my doel. Gaan lees vir Johannes 3:16 en 17. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. So elkeen wat aan hom behoort, luister na sy woorde. Hoe belangrik is die woorde van Jesus nie? Die Heilige Gees herinner ons daaraan. Jesus het dit vir ons gegee. Daarom moet ons vasklou daaraan. Wat is waarheid, sê Pilatus vir hom? Amper so 'n filosofiese antwoord, net so 'n filosofiese vraag. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Annas, onskuldig. Kajafas, onskuldig. Pilatus, onskuldig. Die koning is onskuldig. Hy gaan na hulle toe. En dan maak hy die grootste oordeelsfout, maar wat in die geskiedenis 'n krities belangrike saak is. Maar julle is gewoond daaraan dat ek vir julle gedurende die Paastyd iemand loslaat. Wil julle ek by die koning van die Jode vir julle loslaat? Nou onthou, Jesus het gesê hy is 'n koning van 'n ander koninkryk, né? Maar hulle beskuldig hom wat hy sê. Nou sê hulle vir hom, wil jy ek moet hom loslaat? Hulle skreeu toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Die deel waarvan Barabbas hierso beskryf word, die rowers, was 'n groep rebelle gewees wat in die platteland in die grotte gebly het. En hulle het die Romeinse soldate en die Romeinse handelaars aangeval en hulle beroof. Hulle het dit gebuit. So hulle was deur die Romeine gehaat. En Barabbas was gevange geneem as 'n misdadiger, as 'n opponent van Rome. Daarom sou hulle hom ook teregstel, want dis wie hy was, om ook vrees in te boesem dat jy nie iets teen Rome ooit doen of wil doen nie. Maar daar's 'n dieper betekenis. Sien, Barabbas in Hebreëus is Bar Abba, wat direk vertaal word met seun van God, seun van die Vader. So die seun van die Vader, sy eerste persoon vir wie hy sy lewe gee, is die seun van die Vader. En wat is die dieper betekenis daarachter? Jesus kom gee sy lewe vrywillig af, sodat ons kinders van die Vader kan wees. Dis waarmee Johannes 1 vers 12 begin het, dis wat ons hier sien, kinders van die Vader. Barabbas was 'n rower, die slegste van die slegste en 'n onskuldige koning. En tog verruil hulle plekke. Volgende keer, meer daaroor. Here, dit is 'n diep oomblik as ons dink oor wat vroeg daai oggend, daai Vrydagoggend gebeur het. Toe u die onskuldige moes hoor, maar daar's 'n misdadiger, wat hulle eerder sal wil vrylaat as vir u. Hierdie selfde groep mense, waarvan daar 'n deel was, wat die vorige week gesê het, Hosanna,
Hosanna vir die seun van Dawid. Hosanna hy wat kom om redding te bring. En hier is U op die punt om redding te gee, sonder die mense by U, alleen, onregverdig, aangekla, onskuldig aangekla, en U verruil plekke. Dankie Here dat U ook plekke met my verruil. Dat aan die kruis toe U gesê het, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, het dit elkeen van ons ook hier in hierdie jaar, in hierdie tyd van die geskiedenis ook ingesluit. Ek bid sodat ons aangegryp sal word deur hierdie oomblik. En neem ons verder in Jesus se naam. Amen. Ek hoop dit is vir jou 'n besondere mooi dag en 'n baie besondere tyd van die jaar, ook in jou wandel met die Here.